Ons sê dikwels, goed begin is half gewin. Ook wanneer dit by dinge van die geloof kom, maak ons baie van 'n goeie begin. Iemand hoor die evangelie, word diep geraak, praat met nuwe entoesiasme oor Jesus, dinge begin verander in sy lewe. Dan is ons beïndruk en dink ons, hier het iets beslissends gebeur. Maar Jesus beskryf in Markus 4 mense wat goed begin en wat tog nooit by die oes uitkom nie. Daarom is die vraag nie net, hoe het jy gereageer toe jy die woord gehoor het nie? Die belangriker vraag is eintlik, wat het daarna van die woord in jou lewe geword? Goeienaand, wat hierdie dag ook al na jou toe gebring het, kom ons word nou saam stil voor die woord van die Here. Vanaand gaan ons lees uit Markus 4 vanaf vers 13 tot en met vers 20. In die voorafgaande gedeelte, in hoofstuk 4, het Jesus die gelykenis van die saaier aan die mense vertel. Daarna het hy met hulle gepraat oor die verstaan van sy woord. En het hy gesê dat, as jy verstaan, is dit God wat insig gee. En nou hier vanaf vers 13 tot vers 20, lê hy die betekenis van die gelykenis van die saaier vir hulle uit. Kom ons lees dan hoofstuk 4 vanaf vers 13. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie, hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Hier eindig ons skriflesing dan. Die woord self sê ook, van brood alleen sal 'n mens nie lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus begin sy verklaring van die gelykenis van die saaier met 'n eenvoudige sin. Hy vertel, die saaier saai die woord. God laat sy woord na ons toe kom, hy saai dit. Daardie selfde saad wat gesaai word, val in ons lewens op verskillende grond, en dit het 'n verskillende reaksie of gevolg by elkeen. Nou die probleem is nie by die woord nie, die verskil kom in dit wat met die woord gebeur wanneer dit gehoor word. By die eerste groep word dit gehoor, maar die Satan neem dit weg. Die woord kry geen plek nie, dit het geen effek in 'n mens se lewe nie. Die tweede groep lyk aanvanklik belovend. Hulle ontvang die woord, hulle ontvang dit selfs met blydskap. Daar is 'n entoesiasme, daar's 'n sterk begin, daar's 'n opgewondenheid oor die woord. Maar Jesus sê, daardie woord skiet uiteindelik nie wortel nie. Wanneer dit moeilik word om Christus te volg, dan vergeet hulle die woord. Dit hou nie stand nie. Hierin is daar vir ons 'n ernstige waarskuwing. 'n Sterk reaksie op die evangelie, 'n sterk reaksie wanneer jy die woord van God hoor, 'n opwelling van emosie, is nie dieselfde as geloof wat wortel geskiet het in jou lewe nie. Dan kom die derde groep. En hier word die woord nie skielik verwerp nie, maar dit word stadig verstik. Jesus noem verskillende dinge wat die woord van God verstik in ons lewens. Hy noem die sorge van die lewe, die verleiding van rykdom, begeertes na ander dinge in die wêreld. Ons ken dit mos maar goed. Werk, geld,
sekuriteit, bekommernisse, planne, partykeer selfs goeie dinge, wat so groot en so belangrik word, dat Christus al hoe minder plek in ons lewe het. Jy sê nie noodwendig dat jy hom verwerp nie, die ander dinge word net gaandeweg belangriker as wat hy in jou lewe is. En dan kom die goeie grond, en die mense by wie daar op die goeie grond gesaai word, sê Jesus, hulle hoor die woord, hulle aanvaar dit, en dit dra vrug in hulle lewe. En daardie vrug wat gedra word, is die groot onderskeid. Al 4 groepe hoor die woord van God, by sommige hoor hulle dit selfs met blydskap, maar waar die woord werklik ontvang word in goeie grond, skiet dit wortel en hou dit stand en dra dit vrug. Nou moet ons mooi verstaan, hierdie vrug is nie wat jou red nie. Jy verdien niks daarmee by Christus nie. Dit is Christus self wat jou red. Jesus sê in Johannes 15 dat hy die wingerdstok is en dat sonder hom ons niks kan doen nie. Die vrug wat ons dra, is dis nie ons geloofsprestasie nie. Dit is die gevolg van Christus wat deur sy woord en sy gees in ons werk. Maar nou moet ons hier raak sien dat die vrug ook nie by alle mense eweveel en ewe groot is nie. Jesus praat van 30voudig en 60voudig en in ander se lewe 100voudig. Die vraag is dus nie, is my lewe volmaak nie. Die vraag is nie, is my geloofslewe volmaak nie. Die vraag is nie, is my geloofslewe so ryk en so volmaak soos iemand anders se nie. Die vraag is, het die woord van die Here wortel geskiet in my lewe? Dra dit vrug in my lewe? Is daar bekering? Is daar volharding? Is daar groei? Is Christus besig om my denke en my begeertes, my keuses en my lewe te verander? Moet tog nie jou sekerheid bou op hoeveel jy Bybel lees, op hoeveel preke jy hoor, 'n besluit wat jy jare gelede geneem het in die geloof, of op 'n geestelike ervaring wat jy eendag gehad het nie. Nee, kyk wat die woord vandag in jou lewe doen. En as jy besef dat dit vlak lê, dat daardie woord deur ander dinge verstik word, moenie jouself probeer red nie. Kom na Christus toe. Bly by Christus, bly by sy woord. Bekeer jou waar hy jou teregwys. Glo hom waar hy beloof. Volg hom, selfs wanneer dit jou iets kos. Want waar Christus deur sy woord en sy gees lewe gee, kom daar ook vrug in jou lewe. Vir party mense 30voudig, vir ander 60voudig en vir ander 100voudig. Amen. Kom ons bid nou saam. Here ons God, dankie dat ons in die middel van 'n besige week vanaand weer voor U kan stil word. U is die almagtige God, U is die skepper van hemel en aarde. En so kom buig ons as nietige mense voor U. Die dag met al sy geraas en sy eise raak nou stil rondom ons, en in die stilte van hierdie aanduur kom verootmoedig ons voor U. U was deur die hele dag dieselfde God vir ons, getrou en heilig en vol ontferming. Dankie vir U woord wat U steeds in ons lewe saai. Dankie Here dat U nie stil word teenoor ons omdat ons sondaar mense is nie, maar dat U met ons praat en dat U ons telkens terugroep na U toe. Vader, laat U woord nie net by ons verbygaan nie, bewaar ons teen ons harde harte. Bewaar ons van 'n geloof wat net vir 'n tyd lank hou en wat deur die sorge en die begeertes en deur die dinge van hierdie wêreld versmoor word. Laat U woord tog diep in ons lewens wortel skiet. Hou ons naby aan U Seun Jesus Christus, want sonder hom kan ons niks doen nie. Vader, werk deur U Gees in ons, sodat daar in elkeen van ons se lewens die vrug sal wees waarna U kom soek. En wanneer ons vanaand gaan rus, laat ons rus in U genade. U het ons vandag gedra, hou ons dan ook deur hierdie nag in U hand. In Jesus naam, amen.
God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.